maak jy soos oor toe. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir die teenwoordigheid hier vanmôre. Here, dankie dat ek weet jy is hier en dat ek net kan oorgee en te sê, Here, ek is die kanaal. Dat niks wat vandag spreek eintlik maar uit my eie uitkom nie. Dat ek weet hoe jy gewerk het met my hier afgelope tydjie. Maar vanmôre is my hart vir elkeen wat hier sit, Here, dat elkeen se hart aanvanklik sal wees vir hierdie boodskap. Van my hart het baie hart getref. Here, dankie dat ons in u woord so baie waarhede kan hoor, maar as dit ook kan toepas. Here, sodat ons kan groei om meer Christ-like te wees, en te kan stap dat mense in Jesus Christus in ons kan sien en ons eie ek nie. Here, dankie dat die genade vir ons so groot is, want jy weet hoe dit is, hoe dit was om op hierdie aarde te stap. Die groot liefde wat jy vir elkeen van ons vanmôre hier vir die sit. Here, vra dat jy elkeen sal toeval. En Heilige Gees, dat jy daar plekkie sal praat, en daar sal uitwys, dat elkeen kan herken, waar ek moes herken, daar waar dinge vassteek eintlik vir ons is om te wees, nie, dis nie hoe ons geskep het nie. Dat ons sal opkyk na u toe en vashou, totdat die dag ons kom haal. Dankie Here vir vandag en vir elkeen wat vanmôre hier is. Amen. Ek wil hê julle moet vanmôre mooi luister. En wat ek op hierdie punt vanmôre gaan deel, hierdie is nie net teologie nie. Dit is 'n waarskuwing en dis 'n beeld, spieelbeeld sal ek sê. Sommige van julle mag dit een van die belangrikste boodskappe wees wat jy al ooit gehoor het in hierdie seisoen. Dit was vir my moeilik, want ek het amper nie gepreek nie, of die woord gebring nie, want daar was een heeltemal anderste wat vir my ook wees wat die Here met my gewerk het, maar wat baie ligter was. Maar hierdie woord het nie 'n sondaar uit, dit daag nie hy 'n sondaar uit nie. Dit daag ons die dienskneg uit. En dit spreek nie net met die wêreld aan, weet en hulle dinge nie, dit spreek ons wat Christene is aan, ons wat die begaafdes is, ons wat die gesalfdes is, wat vertrou word, en wat die vertroude is, kan ons sê, want ons word uitgestuur. Julle weet, rentmeesterskap kan verloor word deur trots. Nie deur swakheid nie, nie deur mislukkings nie, en nie deur onkunde nie, maar trots. En die bewys, ek het 'n paar gevalle studies deurgegaan in die Bybel, daar was 'n hele paar, maar ek het hierdie ene besluit, want hierdie het in die hemel gebeur. En as so iets in die hemel gebeur, wie is ons om te sê op hierdie aarde? Want son het in die hemel ingekom, met 'n engel. So die gevalle wat God self vir ons opgeteken het. So dit word nie gevind in die verhaal van 'n teruggevalle gelowige nie. Dit word gevind in die verhaal van die mees begaafste, die mees pragtigste, die mees gesalfde wese in die hele skepping voor die val. Sy naam was Môrester, die blink ene. Hulle sê sy naam is Lucifer. Maar as jy die studie gaan doen, dan gaan jy sien, Lucifer het die naam eers in die Bybel ingekom, baie jare gelede, maar dit beteken ook blink ene. En sy verhaal is nie net 'n waarskuwing nie, dit is 'n waarskuwing oor wat trots kan doen aan enige rentmeester wat vergeet waarvandaan sy gawe kom. Dit was nou nogal vir my, toe die studie doen, rentmeesterskap het jy gedink gaan altyd oor geld. Maar dit is toe nie so nie.
In Esegiel 28 van vers 14 en 15 sê hy vir hom, jy was 'n geer met uitgespreide vlerke wat beskerm. En ek het jou gestel, jy was volkome in jou weë, van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Nou kom ons gaan kyk 'n bietjie dieper in hierdie misterie. Ek het 'n woordstudie ook gaan doen, want dit is belangrik om te kan sien wat hierdie woord eintlik beteken. So my woordstudie het geval toe op rentmeesterskap. Want wat is rentmeesterskap? Die Griekse woord oikonomos. So dit beteken voordat ons regtig kan verstaan hoe rentmeesterskap verwoord kan word, moet ons verstaan wat rentmeesterskap werklik is. Want baie van ons dra 'n oppervlakkige definisie, en 'n oppervlakkige definisie sal ons nie teen diep gevaar beskerm nie. So, die Griekse woord vir rentmeester, die oikonomos, en dit dra gewig wat regtig waar in die Afrikaanse woord glad nie vasgevat kan word eers nie. So, die bestuurder, die oikonomos van 'n huishouding, iemand wat vertrou word met gesag oor 'n ander se hulpbronne, mense en sake. So dis 'n vertrouensbestuur, maar nooit 'n eienaar daarvan nie. Nou ons kan nou kyk na ons gawes, ons kan nou kyk na geld wat ons kry wanneer ons werk, maar weet jy, daar's dieper dinge byvoorbeeld, daar's 'n man en 'n vrou. God het daai man vir jou gegee, God het daai vrou vir jou gegee, hoe behandel jy daai vrou en man? Dit is nie jou nie, daai persoon is gemaak na God se beeld. Ons ouers, ons kinders, hoe behandel ons kinders? Jy weet, dit is alles dinge wat regtig diep in 'n mens se hart kan ingaan. Om te kyk, hoe behandel ons regtig waar daai rentmeesterskap wat aan ons gegee het, want dit behoort nie aan ons nie. So as ek vra, kyk na die woord oikos, dit beteken huis, en nomos beteken wet of bestuur. So oikonomos is dan iemand wat in beheer geplaas word, van wat aan iemand anders behoort. So die gesag is nou werklik, want God het vir die man en vrou gesê, weet jy, die man het mos nou bo die vroue, daar is gesag gegee, selfs met die kinders, selfs met enigiets wat ons doen, maar die verantwoordelikheid is swaar, maar die eienaarskap is nie joune of myne nie. Dan was daar nog 'n woord wat ek gaan opkyk het, want ek wil weet wat beteken daai engel, die wese wat hy was. Hierdie was 'n Hebreëse woord wat sokak beteken. So, ons kyk nou na hierdie woord, dis die Morgenster se rol in Esegiel 28, en hy word die gesalfde gerub genoem wat dek, en die Hebreëse woord in dek is hierdie woord. So om te dek, te beskadu en te beskerm deur oor iets te span. So die gebruik van die gerubs, die se vlerke ook op die ark van die verbond gedek het. So dit is 'n posisie van 'n heilige bedekking en bewaking. Iets baie interessant wat ek ook gesien het, was in Eksodus 33 vers 22, waar Moses, waar God vir hom gesê het, hy moet in die gleuf ingaan. En toe God gesê, hy gaan sy hand oor hom sit. En dis presies dieselfde woord bedek. Né? So hierdie gerub, die Morgenster, was nie 'n junior werkgewer in die hemel gewees nie. Hy was die gesalfde een wat gedek het. Hy het die teenwoordigheid van God self beskadu. Hy was die heilige bewaker. Hy het skoonheid gedra, hy het wysheid gedra, hy het invloed gedra en hy het gesag gedra. En elkeen van daai dinge is aan hom gegee. Hy het nie een van hulle geskep nie, en hy het nie een van hulle verdien nie. Hulle is aan hom toevertrou deur die een wat hom gemaak het. Dit is die eerste wet van rentmeesterskap. Alles wat jy het, is aan jou gegee. Ons gaan kyk. Jou gawe is vir jou gegee. Jou salwing, gegee. Jou platform, gegee.
Jou invloed is gegee. Jou opdrag is gegee. So die oomblik wanneer jy die bron vergeet, begin jy gevaarlik gly, soos wat hierdie Gerub dit nie kon keer nie. So rentmeesterskap begin dan eintlik met jou identiteit. Nie met jou vermoë nie. So ek moet julle iets laat verstaan van hierdie Gerub, hierdie morgenster, voor ons van sy val kan begin praat. Want dit sou maklik wees om Jesegiel 28 en Jesaja 14 te lees en net die rebel raak te sien. Maar God het iets merkwaardig opgeteken voor die rebellie. En hy het opgeteken by die morgenster was voor trots ingekeer het. Hy was die seël van volmaaktheid, vol wysheid, volmaak in skoonheid, edelgesteend is as sy bedekking. Musiek is in sy wese ingeweef. So dit is nie 'n prentjie van middelmatig nie. Dit is die mees glorieryke geskape wese wat God ooit gemaak het. En God het hom so gemaak, doelbewus, met bedoeling, vir 'n spesiale opdrag. So en hierso het ek nou my heel eerste mysterie, so hoe begaafdheid jou nie beskerm teen trots nie. Inteendeel, en dit is nogal ontnigterend, hoe begaafdheid kan juist die grond word waarin trots wortel skiet. Veral as die rentmeester uit die oog verloor wie die gawe gegee het. Hierdie Gerub is nie tot niet gebring deur 'n gebrek aan begaafdheid nie. Hy is nie tot niet gebring deur 'n teestander nie. Hy is tot niet gebring deur 'n verskywing in identiteit. Hy het opgehou om homself as 'n rentmeester te sien en hy het begin om homself as 'n eienaar te sien. Let op hoe subtiel die verskywing plaasgevind het. Dit het begin met 'n openbare daad van rebellie nie. Dit het nie begin met die openbare daad van 'n rebellie nie. Dit het begin met 'n gedagte. 'n private, innerlike gedagte wat die skrif met ons stellende presisie in Jesaja 14 opteken. In Afrikaans gaan ek dit lees en jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel. My troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms, in die uithoeke van die noorde. En ek wil bo die hoogtes van die wolke my gelykstel met die Allerhoogste. En hierdie is in Jesaja 14:13 en 14. In die Engelse woord sê hy vir ons, I will ascend into a heaven. Hy sê, I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farther side of the north. I will ascend above the heights of the clouds, and I will be like the Most High. Het julle hulle getel? 5 van hulle ek wil. 5 verklaringe van selfverheffing. 5 oomblikke waar 'n rentmeester besluit het, sy agenda is belangriker as sy opdrag. 5 oomblikke waar die gesalfde Gerub wat dek begin het in sy hart om na die troon te reik. So trots kondig homself nie aan nie, dit bou in die geheim op in die hart, in die stil plekke van selfgesprek en selfbewondering en selfbevordering, totdat dit op 'n dag in die lig tree en opwys wat dit geen reg het om te eis nie. So my vraag is, as God vanoggend vir my en jou ons hart kom ondersoek, waarvoor sou hy sê, is my hart verhef? Dit is 'n moeilike vraag. Ons kan dit net vir onsself antwoord. Ek wil vir julle iets wys wat die meeste mense mis wanneer hulle Jesegiel 28
lees. Want ons neig om oor die Gerub se val te lees en te dink wel, dit is 'n uiterste geval, dit is net 'n engel. Dit is nie op my van toepassing nie, maar jy lees wat God sê oor die manier van sy val. Hoe dan sal jy dit herken, want dit is dieselfde manier wat vandag in menseharte werk. Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid. Jy het jou wysheid verderwe, weet jou glans. Ek het jou op die grond neergewerk. As 3 fases wat die Here daarso, wat daar is, verse, wat ons nog gaan ontleed, 3 van hulle. So die eerste, jy sê my niks. Ok, dat is 3 in daardie vers. Hy het gesê, jou hart was verhef oor jou skoonheid. So die skoonheid was eg. Hy was die mooiste Gerub gewees. Die wysheid was eg. Die gawes was ook opreg. Maar op 'n punt het die Gerub opgehou om deur sy gawes na God te kyk. En hy het begin om na sy gawes te kyk. Die gawe het 'n spieël geword. So ek en jy vandag ook, kyk ons deur 'n glasvenster na God toe, of het daai glas so vuil geword dat ons al begin om ons eie beeld in 'n spieelbeeld sien. En elke keer wanneer hy in daai spieël gekyk het, in plaas van om God se vakmanskap te sien, het hy homself gesien. En hy het te veel van wat hy gesien het, gehou. En dit is hoe trots werk in 'n begaafde mens. Dit kom nie deur 'n mislukking nie. Dit kom deur sukses. Dit kom nie deur swakheid nie. Dit kom deur skoonheid, deur vermoë, deur vrugbaarheid, wanneer mense aanhou vir jou sê hoe gesalf jy is, hoe begaafd jy is, hoe kragtig jou bediening is, en jy vergeet om die heerlikheid terug te stuur. Jy begin hierdie dinge in jou hart opbou. En dit is veronderstel om te wees wanneer 'n weerlig straal, weet as 'n blits val, dan word ons weer kaats terug. En dis presies wat ek en jy moet doen. Ons moet daai heerlikheid terugstuur. So 'n verhefte hart is nie altyd sigbaar nie. Jy kan 'n verhefte hart hê en steeds nederig lyk op die oppervlak. Jy kan steeds die regte woorde in openbaar sê, alle heerlikheid aan God, terwyl jy in jou hart begin glo dat jou bydrae tot die heerlikheid meer betekenisvol is as wat jy bereid is om toe te gee. Die tweede sinnetjie in daai vers is, jy het jou wysheid bederf terwille van jou pragt. En hierdie is vir my verwoestend. God het hierdie Gerub buitengewone wysheid gegee, maar trots het dit verdraai. Wanneer rentmeterskap deur trots bederf word, verdwyn die gawes nie. Hulle word herlei. En hierdie Gerub se wysheid het nie verdwyn toe trots ingekeer het nie. Dit is herlei om te dien wat God se doel is, na die dien van sy eie agenda. Sy gawes het wapens van selfbevordering geword, in plaas van instrumente van aanbidding. En dit behoort die vrees van God in elke gesalfde gelowige te plaas. Want dit is moontlik om steeds in begaafdheid te beweeg, om steeds te preek, te lei, invloed uit te oefen, resultate te produseer, terwyl jou motiewe alreeds van God se heerlikheid na jou eie verskuif het. So die gawe kan nog steeds bly linger, selfs nadat die hart reeds aanbeweeg het. Spreuke 16:18 sê, hoogmoed kom voor die val, en trotsheid van gees voor struikeling. So voor die val is daar altyd 'n gees. Voor die vernietiging is daar altyd die trots. Die baan is voorspelbaar, die patrone is gedokumenteer. En tog, omdat trots die een wat dit dra verblind, bly die geskiedenis homself herhaal in die lewens van begaafde mense wat geglo het. Dit kan met hulle nie gebeur nie. Die derde sinnetjie
Ek het jou op die aarde neergegooi. God is die een wat hom neergegooi het. Is nie 'n vyand nie, en ook nie 'n teestander nie. God self. Van God weerstaan die trotse. Ek gaan hom nie ignoreer nie. Weerstaan. So dieselfde God wat hierdie gerub na die eervolste posisie in die hele skepping verhef het, as dieselfde God wat hom op die aarde neergegooi het. Verheffing en vernedering behoort albei aan God. En hulle is albei uitdrukkings van sy karakter. Hy verhef die nederige en hy weerstaan trotse. Jakobus 4 vers 6. Die woord weerstaan, ek moes dit net gaan opsoek, Grieks. Antitasomai. Dit is 'n militêre term. Dit is net om te wys wat bedoel God in hierdie vers. Dit is 'n militêre term wat beteken om jouself in gevegsmaat teen 'n vyand te stel. So wanneer 'n rentmeester in trots wandel, verloor hy nie bloot God se guns nie. Hy kry God se weerstand. Die God wat hom vir vrugbaarheid ontwerp het, staan nou in aktiewe teenstand teen die rigting van daardie persoon se trots. En dit is wat vir my baie diep gevat het. Want sekere dinge in ons lewe werk baie keer nie uit en dan wonder ons wat gaan daaraan. Ons moet diep gaan kyk, want weet ons nie miskien dalk weerstand van God nie. Ek kon hierdie boodskap nou net hier gelos het. Maar hierdie is nie net 'n speel nie. Daar is ook, dis ook 'n kaart. Want regs langs die mees verwoestende verhaal van rentmeesterskap wat deur trots verloor is, het God ons die mees pragtigste verhaal gegee van rentmeesterskap wat deur nederigheid eerbiedig word. En sy naam is Jesus Christus. Dink aan wat Jesus gedra het toe hy na hierdie aarde gekom het. Hy het die volheid van die Godheid gedra. Ons lees dit in Kolossense 2 vers 9 wat ons vertel dat in hom die hele volheid van die Godheid liggaamlik woon. Hy het alle wysheid, alle kennis, alle krag, alle gesag gedra. En hy was en is die uitdruklike beeld van die Vader. So as iemand die reg gehad het om te sê, ek wil my troon verhef, was dit nie hierdie gerub nie. Dit was Jesus. En tog, luister wat hy gesê het. Hy het gesê, Vader, as u wil, neem hierdie beker van my weg, nogtans nie my wil nie, maar u wil moet geskied. Die gerub het gesê, ek wil, 5 keer. Jesus sê, nie my wil nie, maar u wil. Die gerub het dit 5 keer gesê. Jesus het dit net 1 keer gesê. En daai enkele daad van oorgawe het die kern van die hele menslike geskiedenis geword. Lucifer het gesê, ek wil opstyg na die hemel. Jesus het gesê, nie my wil nie, maar u wil. Lucifer het gesê, ek wil my troon verhoog. Jesus het hom verneder tot die dood. En Lucifer, ek wil soos die Allerhoogste wees. Jesus het die gedaante van 'n diensknegt aangeneem. Selfverheffing was die doel van Lucifer. God se heerlikheid was die doel van Jesus. Lucifer het gawes as 'n spieël gebruik. Jesus het die gawes gebruik as 'n geskenk. Lucifer is deur God neergegooi. Jesus is deur God bo elke naam verhef. En Lucifer
Sy posisie het hy permanent verloor. En Jesus sit aan die regterhand van die Vader. Julle en dan teken Paulus een van die mees pragtigste gedeeltes in die hele skrif op. Die kenosis, die selfontlediging van Christus. Het julle gesien? Hy het homself ontledig en in die Griek is die woord ikonosin. Hy het homself leeg gemaak. Hy het die posisie van die laagste diensknegt ingeneem en omdat hy nederigheid aangetrek het, het God hom verhef na die hoogste naam in die hemel, op die aarde en onder die aarde. So, die Morgenster het gesê, ek wil opstyg, hy is neergegooi. Jesus het neergedaal, hy is verhef. En die pad na die hoogste plek in die koninkryk is nie die pad van selfbevordering nie, dit is die pad van oorgawe. Ek het 'n paar punte hier neergesit, of jy 4 praktyke gee, wat jou reddingsboodskap sal bewaar teen die trots, wat die gesalfde gerub tot sy val gebring het. Want dit help nie ons hoor net hierdie nie, maar ons moet ook 'n bietjie prakties raak. So die heel eerste is kweek 'n daaglikse houding van erkenning. Elke dag, voordat jy in jou gawe, jou bediening of in opdrag instap in jou huis, dan erken jy bewustelik die bron. Nie net as 'n formaliteit nie as 'n geestelike gewoonte wat op autopilot loop nie, maar as 'n opregte daad van herkenning. God, elke gawe wat ek vandag dra, het van U gekom. Elke dag, elke oop deur is deur U oopgemaak. Elke persoon wat baat vind by my bediening, vind baat by U. Julle weet, Dawid het dit gedoen. So na die mees buitengewone offergawe by die tempel wat hy ontvang het, het hy gebid, het gesê in 1 Kronieke 29:14, maar wie is ek? En wat is my volk? Dat ons in staat sou wees om so gewillig te gee, want van U kom alles, en uit U hand het ons aan U gegee. Uit U hand het ons aan U gegee. Elke daad van redmeesterskap gee ons aan God terug, wat nog altyd syne was. Daardie houding, daaglikse beoefening, is 'n muur teen trots. Die tweede ene is aanspreeklikheid. Verwelkom aanspreeklikheid oor jou gawe. Een van die gevaarlikste dinge van 'n begaafde persoon, wat 'n begaafde persoon kan doen, is om homself slegs met bewonderaars te omring. Bewonderaars sal jou vestig, maar aanspreeklikheidsmaats sal jou uitdaag. En jy het albei nodig. Maar jy het veral die mense nodig wat vir jou die waarheid sal sê oor wat hulle in jou hart sien, en wanneer die gawe vloei en die skare reageer. Spreuke 11:2 sê, as trotsheid kom, dan kom skande ook. Maar wysheid is by die ontmoediges. So die nederige persoon verwelkom korreksie, want hy weet hy staan nie bo dit nie. Die trotse persoon weerstaan korreksie, want hy het begin om sy eie verhaal te glo. Die derde ene is, gee gereeld die heerlikheid terug. Na elke betekenisvolle oomblik, na 'n kragtige woord wat uitgaan, na wonderbaarlike deurbrake wat kom, en na die seisoen van vrugbaarheid, maak dit 'n dissipline om laag voor God te kom. Nie in valse beskeidenheid nie, maar in opregte erkenning. Here, U het dit gedoen, nie ek nie. Ek was die kanaal, ek is die wissel. U was die bron. Ek ontvang niks van hierdie heerlikheid vir myself nie. So 'n wyse redmeester, en die wystes wat ek al geontmoet het, en ken, is die mense wat meer afhanklik van God raak na mate hulle gawe groei. Regtig, daar's regtig baie sulke mense. As jy hulle leer ken, dan sal jy sien hulle raak minder, want Jesus raak meer. Ek het net 'n voorbeeld gebruik van Paulus. As jy net vir Paulus wat waar hy begin het en waar hy geëindig het, het hy aan die einde gesê, hy is die grootste sondaar wat daar was, as almal. Want Christus het begin, het elke slag meer en meer in hom word, en hy het gesien hoe heilig dit is.
Die vierde ene, verwar nooit gawe met die gewer nie. Dit is die subtielste en die gevaarlikste versoeking vir elke begaafde persoon. Jy begin die gawe meer lief hê as die gewer. Jy word meer passievol oor die bediening as oor die God wat die bediening veronderstel is om te dien. Jy word meer begeesterd deur die impak van wat jy doen as deur die intimiteit van wie God is. So wanneer daai verskywing gebeur dit geleidelik, stilletjies, amper onmerkbaar. Die trotse werk reeds begin. Die plek van korrigering is altyd dieselfde. Keer terug na die plek van intieme aanbidding. Nie na die platform nie die konferensies nie die projekte nie, net jy en God. Sonder iets om op te tree en niemand om indruk op te maak nie. En herontdek dat die beste ding van jou roeping nie die roeping is nie. Dit is die een wat jou geroep het. Hierdie woord het regtig waar vir my 'n mindmap laat maak. Want 'n mens kan omtrent die hele week, maand aan hom sit en werk as baie. Maar ek wil afsluit met 'n vraag. En ek wil hê jy moet dit huis toe saam met jou neem. Nie net hier beantwoord nie, want dit is te moeilik, dit is regtig so moeilik. Maar laat dit jou in hierdie week wat voor lê volg. In jou binnekamer, in die stil plekke waar net jy en God kan ontmoet. En my vraag is, sien jy jouself as 'n rentmeester? Of het jy ergens langs die pad begin om jouself as 'n eienaar te sien? Want hierdie preek, of hierdie woord, was nie net 'n teologiese waarheid oor 'n gevalle engel nie. Dit is 'n teenwoordige, dringende persoonlike waarskuwing vir elke persoon wat vanoggend in hierdie vertrek is. As jy 'n gawe het, as jy 'n opdrag het, 'n versalwing het, platform, roeping het, jy getroud is, as jy kinders het, as jy geld ontvang, wat ook al, wat nie joune is nie. Want elkeen van ons is 'n rentmeester. En elke rentmeester staan voor dieselfde toets waar hierdie engel gestaan het. En die toets van die hart in die middel van vrugbaarheid. Want ons kan nie mekaar se harte raak sien, net God kan raak sien wat daar aangaan. So sal jy die gawe gebruik om die gewer te verheerlik, of sal die gawe geleidelik 'n spieël word wat net jou eie skoonheid na jou sal weerspieël? Die antwoord op daai vraag sal bepaal of jou rentmeesterskap volgehou word, of dat jy soos die gesalfde gere wat gedek het jouself vind, neergegooi van die hoogte van wat God vir jou heerlikheid ontwerp het. Maar julle het die genade, want hier is nie net 'n waarskuwing nie, maar dis ook 'n uitnodiging, as jy gevoel het hoe trots begin opklim. As jy die waarskuwing van die diensknegt hart na selfbevordering begin opmerk, as jy in jou gawe beweeg het terwyl jou intimiteit met God stilletjies afgeneem het, vandag is nie 'n dag van oordeel nie, vandag is die dag van terugkeer. Kom terug na die plek van nederigheid. Kom terug na die, nie my wil nie, maar U wil. En kom terug na die houding van die rentmeester. Hande oop. Hart oorgegee, oë vasgevestig, nie op die skoonheid van die gawe nie, maar op die gesig van die gewer, want dit is waar volhoubare rentmeesterskap gebore word, en dit is waar dit ook beskerm word. Ek weet hierdie is nie alledaagse woord nie. Ek wil hê as elkeen in hulle eie hart diep gaan krap en kyk, weet ons baie kere dat ons wonde het, wat maak dat ons mure bou, dinge sê, of ander mense kritiseer, of lelik is met jou kinders, wat ook al. Vanmôre wil ek vir julle aanmoedig, voordat ons die nagmaal gaan gebruik,
dat ek het in my woord, dit was vanoggend vroeg vir my, het was wonderlik geweest wat ek wil sê. Kan ons nie elke dag, ek dink is Lukas 11 vers 2, vir die Here sê, nie my wil nie, maar U wil. Nie my wil nie, maar U wil. Here, ek sien in my hart, ek sien hierdie plekkie, help my om aan deur te werk, help my om te sien wat is die wortel hiervan, sodat ons die wortel kan uitkry. Want hoe meer die wortels uitkom, hoe meer kan ons die Here Jesus sien. En hoe meer gaan ons onsself, hoe minder gaan ons onsself sien. Ons moet onthou dat as jy daar gaan oorgee vir die Here, dis wat ons gaan doen vanoggend met die nagmaal ook. Ja, die Here het gesê, ons moet dit so dikwels as moontlik doen in herinnering. Daai herinnering, die teruggaan is 'n rekord. Jy kom en jy gee jou rekord. Wat glad nie goed is nie. En jy gaan ruil dit om. Want dat is iets wat vir my so mooi staan, soos die regter het die uitspraak gelewer. Dis wat God gedoen het. Die advokaat sit aan die regterhand. Die aanklaer se appel is verwerp. Hy's verwerp. Dis afgehandel by die kruis. So, wat vir die Here gegee, wat Jesus vir ons gedoen het. Vanmôre wil ons net sê, Here, ons wil terugkom na dankie te sê vir daai geskenk van genade. Want dit is te groot om eintlik 'n prentjie daarvan te gee. Ek gaan vir julle 'n liedjie speel terwyl hulle nagmaal uitdeel. En net daarna dit luister om terug te keer na die begin toe. Want as dit nie vir hom was wat in daai kruis gehang het nie, het ons nie vanoggend hier gesit nie. En het ons ook nie die vertroue om te weet, die Here het dit vir ons gedoen nie. Ons het eintlik net soos nie te gaan en te gaan oorgee en te glo. Okay. Luister na hierdie liedjie en bære dit in julle hart. They nailed him to a cross, not in a palace, not in a temple, not among leaders or kings, but outside the city, where criminals were living. He was placed between two thieves, two men condemned by law, two men whose stories had already been judged. No crown around him, no honor beside him, just guilt on both sides. He did not die with priests, he did not die with apostles, he did not die with the respected, he died with sinners. One of the criminals looked at him. If you are the Christ, save yourself and us. Even in his final moments, still demanding, still doubting, the other turned and spoke. Do you not fear God? We are receiving what our deeds deserve, but this man has done nothing wrong. In the middle of pain, in the middle of pain, in the middle of judgment, he saw something, not just a man dying, but a man who did not belong there. Then he said something simple. Jesus, remember me when you come into your kingdom. No long prayer, no explanation, no time to fix his life. Just a request, remember me. And Jesus answered him, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Not tomorrow, not after proving anything, not after making things right. Today, he did not come down from the cross, he did not escape death, but he did not die forgotten. This is the story of a man who lived wrong, reached the end, and in his last moments found the right place to look. Sometimes
Sometimes life doesn't give you time to fix everything. Sometimes you don't get another chance to rewrite your story. But grace does not wait for perfection. It meets you where you are. He was not baptized that day. He did not join a church. He did not live long enough to show change. But he believed, and that was enough. And look where Jesus was. Not surrounded by honor, but surrounded by broken people. Because that is where he chooses to be. So if you feel far, if you feel like your life is already decided, if you feel like you missed your moment, remember him, a thief, a criminal, a man with no time left to find mercy in the final hour. Jesus, remember me. That was all. And it was enough. Because the one who hung between sinners came for them. He did not die with kings, he died with us. And even there, he was still saying, remember me. Laat dit ons gebed wees vanmôre vir die Here te sê, Here, remember me. Ons maak ons oë toe en sê, Here Jesus, ons kom voor U, ons harte vol dankbaarheid en verwondering. By hierdie tafel onthou ons U liggaam gebreek, U bloed gevloei. En liefde so diep dat selfs die dood se mag gebreek is. Dankie vir U uitnodiging om te kom. Nie as volmaaktes nie, maar as kinders wat die genade so nodig het. Heilig hierdie brood en beker, dat dit vir ons 'n teken sal wees van U teenwoordigheid en U verlossing. Was ons weer skoon, Here, herstel wat gebreek is. Herstel en wys ons waar trots in ons hart gekom het. En Here, bring vrede waar daar wonde is. Wat maak dat my hart wil eerder trots wees as om oor te gee. Bring geloof waar daar twyfel is. En mag hierdie nagmaal ons verbind met U en met mekaar in eenheid. Soos ons eet en drink, mag ons onthou dat U lewe in ons is. En dat U kruis nie die einde was nie, maar net die begin. Amen.